vra Here dat U vir ons ook vanoggend sal kom wys waar ons nie onder U heerskappy staan nie. Waar ons besig is om ons eie pad te loop, ons eie ding te doen, Here. Of dit suksesvol is en of dit nie suksesvol is nie. Vader, dis nie waarvoor dit vir U gaan nie. U hart is dat ons onder U gesag, onder U heerskappy sal staan en U sal ken in alles wat ons doen. En Here, dat U ons sal help om terug te kom in daardie areas waarin ons nie gehoorsaam is nie. Om goeders neer te lê, om in lyn te kom met U wil vir ons lewe. Dankie Heilige Gees dat U by ons elkeen kom staan vanoggend en ons kom bedien met U liefde. Ons kom oortuig, Here, dat U weg is die beste weg. U weg is die weg wat uitloop op lewe. Want daar's 'n weg wat vir 'n man goed mag lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Vader, ons wil nie 'n weg bewandel wat sy uiteinde die dood is nie, maar 'n weg wat sy uiteinde die lewe is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het laas week, was my titel van my boodskap, God wil vir jou 'n deurbraak bewerkstellig. En toe het ek vir Santa gevra, sy het 'n versie wat op haar, ek weet nie waar sy nie, op haar denke ingegrafeer is, rondom 'n deurbraak, wat glad nie in die konteks is van hoe ons 'n deurbraak sien nie. En ek wil vir jou vra om daai versie net weer vir ons te quoteer. Want dit is na aanleiding van hierdie versie, waar ek vir die Here gesê het, Here, ek weet nou nie regtig of dit die mense bemoedig het nie, maar ek wil vanoggend die mense wat in lewende woord is, regtig waar bemoedig. So kom ons luister net na hierdie onbemoedigende versie wat in die Bybel staan. Waar staan dit? Jesaja 41 vers 10. Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Stop net daar. Dis fantasties, hè? Fear not, there's nothing to fear, I'm with you. Okay? Nou die volgende. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. Dis fantasties. En nou is hierdie deel wat ons nie so baie van hou nie. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of rightness and justice. Lees net daai B-gedeelte weer. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Dit is nie 'n deel wat ek van hou daai nie. Nou na aanleiding van hierdie vers het ek nou gedink, ek wil julle vanoggend bemoedig. So die titel van my boodskap vanoggend is die volgende: vir God is niks onmoontlik nie. Alles is moontlik vir die een wat glo. Alles is moontlik vir die een wat glo. En toe ek nou hierdie vers lees, toe raak ek nou opgewonde. Want ek meen, hier kom nou deurbrake, ek moet net glo. Dis deurbraak op deurbraak, alles is moontlik. Al wat ek sien is roomys en chocolate koek en custard. Dit is net fantasties. Dit is hoe ons dit mos sien. As ons hierdie versie lees, alles is moontlik vir die een wat glo. Sien ons dit in die konteks van nie die slegte nie, maar ons sien dit in die konteks van dit wat goed is en dit wat lekker is. En ons leef in 'n tyd waarin daar so geweldige goeders is wat om ons gebeur, wat vir ons onmoontlik lyk. Maar die Here wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat? Ek is die God van die onmoontlike. Ek is die God van die onmoontlike. En ek maak onmoontlike goeders moontlik. Is dit reg? Goed. So ek het toe nou gaan kyk, Markus 9:23. Alle dinge is moontlik vir die wat glo. En hierdie woord moontlik, gaan kyk ek toe in die oorspronklike taalwoord. Dis die woord dunatos. En die woord dunatos beteken, ek wil dit so skryf, powerful, dit beteken might,
Dit beteken strong. So as ons dit in Afrikaans kan vertaal, kan ons seker sê, dis kragtig, magtig en sterk, né? Nou 'n woord wat 'n verbuiging is daarvan, is die woord dynamis, wat in die Nuwe Testament oor 100 keer gebruik word. En die woord dynamis verwys na die wonderbaarlike krag van God of van die Heilige Gees in my en jou lewe, wat deur my en jou as gelowiges werk. Maar dit is nie net dit nie. Dit is nie net dit wat dit beteken nie. Dit verwys nie net na fisiese krag nie, maar dit verwys ook na morele sterkte. Morele sterkte. Nou die basiswoord van dunatos beteken die volgende in Engels. En hou nou in gedagte, alle dinge is moontlik vir die wat glo. Want ons gryp daai vers aan wanneer ons sit in 'n onmoontlike situasie, wat nie 'n lekker situasie is nie, wat 'n slegte situasie is, en ons wil hê hierdie slegte situasie moet omgedraai word in 'n lekker situasie. Dit is die konteks waarin ek alle dinge is moontlik vir die wat glo lees. Nou hoor wat daai moontlik, hoor wat beteken die basiswoord. Santa, hier kom jou nou in. To bear calamities and trials with fortitude and patience. To bear calamities and trials with fortitude and patience. Met ander woorde, hy sê is om rampe, onheil, toetse en beproewinge met moed, standvastigheid en krag te kan dra. Hy sê nie dis om weg te kom uit toetse, onheil, rampe, beproewinge nie. Hy sê dis om daai goeters met moed, standvastigheid en krag te kan dra. So dis God se krag en sterkte wat my en jou in staat stel om te doen wat onmoontlik sou gewees het in hierdie situasie waarin jy jou nou beleef van toetse, rampe, onheil. Dis die krag wat jou help. Die tweede betekenis is die volgende. To be strong in character and virtue. Met ander woorde, om sterk te wees in 'n goddelike karakter, wanneer in die tyd van rampe, onheil, toetse en beproewinge. Ek het dit glad nie so gesien nie. Alle dinge is moontlik vir die wat glo. Daai woord moontlik, alle dinge is moontlik. Ek het nooit hierdie vers gesien as dat hierdie vers geskryf word in die konteks van waar ek myself binne in 'n ramp, binne in onheil, binne in beproewing, binne in 'n toets bevind nie. Ek het hierdie vers gesien as God kom en hy haal my uit hierdie goeters uit. Die tweede betekenis is vir my nogal profound. To be strong in character and virtue. Ek wil vanoggend iets sê, ek weet nie of ek reg is nie, maar miskien is ek reg. Dis wat ek hier geskryf het, as ek 'n fout maak, vergewe my. God stel meer belang in ons karakter, as wat hy belangstel in ons vooruitgang. Daardeur sê ek nie, dat God nie belangstel in ons vooruitgaan nie. Glad nie. God wil hê dat dit met my en jou moet goed gaan. Maar ons beleef baie keer God se goedheid buite die konteks van storms, beproewinge en al daai goeters. Ons beleef God se goedheid wanneer ons in die roomys swem. Ons is nie op 'n plek waar ons God se goedheid beleef wanneer ons broccoli eet nie. Die slegte nie. Jy sien, karakter is die fondasie waarop God ons oorweldig, waarop God sy goedheid oor ons wil uitstort. Maar wanneer ons nie karakter het nie, dan is ons op die plek waar ons, wanneer dit met ons goed gaan, van God vergeet. Ons raak hoogmoedig en ons dink hierdie goedheid wat ek beleef is as gevolg van die feit dat ek so smart is. En ons kom op 'n plek waar ons afvallig raak van God as gevolg van die feit dat hy vir ons goed is. En dis nie wat God in gedagte het nie. God
wil jy sê, dat wanneer hy sy goedheid aan ons openbaar, ons nog nader aan hom sal beweeg. Ons nog meer daarop attent sal wees dat ons hom eerste sal stel. Ons op 'n plek sal wees waarin ons al die lof, al die dank, al die eer aan hom sal bring, wanneer dit met ons baie goed gaan. En dit het te doen met ons karakter. So karakter word gevorm. Karakter, jy word nie gebore met karakter nie. Karakter word gevorm, jy moet dit oefen. My vraag is, hoe lyk die gym van karaktervorming? Hoe lyk die gym? Kom ons bly na Hebreërs 5 toe. Hoe lyk die gym wat jou karakter vorm? Kom ons lees Hebreërs 5. Dan gaan ons daar 2 verse lees. Ek en jy moet onthou, Jesus was sonder sonde gewees, die seun van God. Absoluut heilig. Kyk nou bietjie, hoe is Jesus se karakter gevorm? Vers 8. Al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsamer is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Hierdie gedeelte sê vir my dat Jesus wat sondeloos was, het gehoorsaamheid geleer in die plek van lyding. Ons as mens, en ek wou vanoggend julle bemoedig het, ons as mens wil gehoorsaamheid leer, nie uit 'n plek van lyding nie. Ons as mens wil gehoorsaamheid leer wanneer ons op die wolke loop. Wanneer dit met ons goed gaan. En dis ongelukkig nie die gym waarin my en jou karakter gevorm word nie. Want een van die grootste eienskappe wat God van ons verlang binne ons karakter is gehoorsaamheid. God wil hê ek en jy moet gehoorsaam wees. Hy sê in hierdie gedeelte, kom ek lees dit net weer. Hy sê, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So dit lyk vir my, hy praat hierso van 2 groepe binne die konteks van Christendom. Hy sê die een groep wil hemel toe gaan, maar hulle wil hemel toe gaan en aanhou met hulle ongehoorsaamheid. Die een groep, kinders van God, hulle het Jesus aangeneem, maar dis bloot 'n fire policy wat hulle red van die hel. Hulle is nie op 'n plek waar hulle self ondergeskik stel aan die Here van die leerskare nie. Ons is gered. Jesus het ons gered deur sy bloed. Maar ons het nie op 'n plek gekom waar ons submit aan dit wat hy van ons verwag nie. Ons is op 'n plek waar ons nog ons eie weë bewandel en maak soos wat ons wil. Dan kry jy 'n ander groep, hulle gaan ook hemel toe. Maar hulle ry op die rug van gehoorsaamheid. Met ander woorde, daar's 'n karakter in hulle wat gevorm het. 2 soorte mense. En my en jou liefde vir God word juis geopenbaar in die feit dat ons aan hom gehoorsaam is. Die Here sê, dit help nie julle sê julle is lief vir my as julle nie doen wat ek vir julle sê nie. Die Here verwag van my en jou om gehoorsaam te wees aan hom. Nou kom ons maak dit prakties. Ek wil dit altyd prakties maak. Ek wil dit nader bring. Baie van ons wat hierso sit het kinders. So, ek gaan nou en ek koop nou vir my kind 'n stel skoene. Ek verwag nie as ek die skoene vir haar gee om my die geld van die skoene terug te gee of om die skoene af te werk totdat dit terugbetaal is nie. Wat verwag ek as ouer? Ek verwag 'n dankie. Dankie pa, dankie mamma vir die skoene wat mamma vir my gekoop het. Dis wat ek verwag. Maar dit stop nie daar nie. Vanaand as ons gaan eet en ons het klaar geëet, dan sê ek, Nicolien, sal jy asseblief vir ons die tafel afdek en die skottel goed was? Ja, papa. En dan doen sy dit.
Met ander woorde, dit gaan verder as om net dankie te sê vir die lekker wat sy beleef het. Dit gaan ook om gehoorsaam te wees en eer en respek aan my te betoon vir dit wat ek aan haar vra om te doen. En wanneer sy op die plek is, wanneer sy die tafel afdek en die skottelgoed gewas het en terugkom en sê, ek het klaar die skottelgoed gewas, wil pa 'n koppie koffie hê, dan doen dit iets aan my as pa se hart. Maar wanneer ek die skoene vir haar gegee het en sy het vir my gesê dankie, maar sy is nie gehoorsaam aan dit wat ek vir haar sê nie, dan wonder ek, weet jy wat soek hierdie kind nou eintlik van my? Is dit nou net dit wat ek vir haar kan gee, wat lekker is? Of, hoekom eer en respekteer sy my nie, wanneer ek vir haar iets vra om te doen, wat nie dalk noodwendig dalk lekker is nie? Julle verstaan daai konsep rondom dit. So, ek wil dit in Engels skryf, ek wil dit in rooi skryf. Eerbetoning is een van die grootste waardes wat daar is in die hemel. Honor is the currency of heaven. Dit is hoekom ons op 'n plek gaan wees, waar ons, as ons daar kom, gaan sê, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons gaan eer betoon aan God. Maar ons moet nie wag om daar te kom om eer te betoon nie. Ons moet hier binne Lewende Woord op 'n plek wees waar ons mekaar met eer en respek behandel. Waar ons hier mekaar eer, want as ons dit hier kan doen, sal ons dit daar ook doen. En dit is wat ek gesê het net nou, wanneer jy by die swart gemeentes kom. Daar's soveel honor waarmee hulle jou behandel. Jy voel naderhand ongemaklik. Jy voel naderhand om hulle te sê, hoor hierso, asseblief, ek is nie 'n koning of 'n ding nie. Dis nou genoeg. Maar dis 'n kultuur. En dit is veronderstel om my en jou as Christene se kultuur ook te wees. To honor. En ek en jy kan nie honor. We can't honor somebody as ons nie gehoorsaam is nie. Nicolien eer en respekteer my wanneer sy gehoorsaam is aan dit wat ek vir haar vra. Goed. God verlang dit van my en van jou as kind van God. Nou ek het nou net sommer 'n baie bekende verhaal gevat wat ek net hier ingewerk het en julle ken hom. Jesus se versoeking 40 dae in die woestyn. Julle almal ken hom van voor na agter, van agter na voor. Daar's niks niets nie. Maar ek wil rondom eerbetoning en rondom respek wil ek net hier 4 punte aanhaal binne hierdie verhaal. Die heel eerste een is waar die duiwel vir Jesus sê, as jy die seun van God is. As jy die seun van God is. Toe Jesus gedoop is, en toe hy die doopwater uit opstaan, toe hy deur Johannes gedoop is, toe gaan die hemel oop, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Die heel eerste plek waar die duiwel Jesus versoek, is in sy identiteit, as jy die seun van God is. So, dit gaan vir my oor twyfel. Twyfel. Ek en jy kan nie op die plek kom waar ons God betwyfel in wat hy vir ons sê nie, in wat hy sê wie hy is nie. Ons kan nie op 'n plek kom waar ons God se karakter betwyfel nie. En dis belangrik dat ek en jy dit vasmaak in ons hart. Want die twyfel kom nie wanneer jy roomys eet nie. Die twyfel kom wanneer jy op die plek is van rampe, onheil, toetse, beproewinge. Dis op daai plek waar ons 'n karakter moet, waar ons karakter gebou moet word om te sê, weet jy wat, ek gaan nie twyfel aan die Here nie. Ek gaan nie 'n vraagteken agter God plaas nie. Die tweede ene, wat hy vir hom gesê het, is, maak die klippe brode. Maak die klippe brode. Oom Lampie, Afrikaans,
my 'n geweldige, kosbare taal. Maak die klippe brode. Daar's 'n spreekwoord wat van hier af kom, en ek het nooit geweet hy is so oud nie. Daai ding van, ek kou klippe. Ek dink dit kom van hier af. Ek is besig om klippe te kou. Luister hierso, as jy klippe kou vir oggend, moenie die klippe brode maak nie. Dit kom van hier af. Jy moet vir jouself vra, hoe werk hierdie klippe kou ding? OK, ek kom nou nog by 'n paar ander spreekwoorde. Jy moet weet wie jy in Christus is, en spesifiek hier het Jesus vasgemaak in sy hart. Die Here het gesê, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus is die brood van die lewe. Nou, ek het nou hierso geskryf, die eerste een is twyfel. Hierdie maak die klippe brode. Ek het nou nie 'n woord wat ons hier kan inskryf nie. Julle gaan hom vir my gee. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie hoe kan ek dit skryf nie, maar nou ja. Die derde ene. Hy neem Jesus op 'n hoë berg en hy sê vir hom, hy sê, as jy my aanbid by al die aardse koninkryke wat jy sien, sal ek vir jou gee. Ek en jy moenie op 'n plek kom waar ons val vir die aardse nie. Want die Here sê, die koninkryk van die hemele, die koninkryk van die hemele, het naby gekom. God roep my en jou om 'n koninkryksvisie te hê. En baie keer kan ons op 'n plek wees waar die aardse my en jou so oorweldig dat dit 'n invloed het op ons karakter. Deur eintlik op 'n plek te kom waar ons sê ons gaan val vir die aardse in plaas van om die hemelse na te jaag. En nou kan jy vir my dadelik vra, Egbert, maar is dit nie goed om die aardse te hê nie? Luister hierso, Abraham was baie ryk. God sê, hy wil jou so ryk maak, dat jy 'n seën vir ander kan wees. Luister hierso, iemand wat arm is, kan nie 'n seën vir ander wees nie. So God wil jou ryk maak, maar hy wil nie laat die aardse 'n plek kry bokant die, kom ons noem dit nou die hemelse nie, bokant koninkryk nie, bokant dit wat vir hom belangrik is nie. So, daar's niks fout met die aardse nie. Daar's niks fout met geld nie. Jy kan baie geld hê, geld moet jou net nie hê nie. As iemand van 'n preekstoel af vir jou sê, God is teen geld, God is teen die aardse, is nie die waarheid nie. Hy wil net op die troon van jou hart sit. Dis waaroor dit gaan. En wanneer hy op die troon van jou hart is, dan kan hy die inspraak in jou lewe wees om vir jou te sê, weet jy wat, van dit waarmee ek jou geseën het, wil ek hê, jy moet daar saai. Jy moet dit doen. Jy moet dit gee. Dit is waaroor dit gaan. Ek beleef dit met hierdie projek van Solly. Dit is net amazing. Dit is net amazing. En ek wil weer die storie vertel vir die van julle wat nie hier was nie. Jy weet, ek kom by die vrou waar ek stene gaan vra. En toe ek in haar kantoor sit, toe praat ons so en al die dinge. Ek sê vir, gaan dit met die besigheid? Sy sê vir my, die reën is iets vreesliks. Ons goeders reën nat, die oonde reën dood. En ek sê vir, hoe lank is jy al die besigheid? Sy sê, ek dink is 20, 22 jaar. Ek sê vir, wat is jou geheim? Sy sê vir my, toe my pa die besigheid vir my gegee het, hy het vir my gesê, ek wag vir jou vir 'n antwoord. Ek sê vir, waarvoor het jou pa vir jou gewag? Sy sê, my pa het vir my gesê, die dag as ek gereed is, om vir hom te sê, elke besluit wat ek in hierdie besigheid sal neem, sal ek op my knie neem, dan sal hy die besigheid vir my gee. Hy sê, en ek het op daai ding gekom na 'n paar jaar, toe het ek vir hom gesê, ek is bereid, en sy sê, dit is hoe ek die besluite neem. Dis my geheim, meneer, ek neem my besluite op my knie. Sy sê, okay, goed, genoeg van my, waarvoor is jy hierso? Ek sê vir wie ek is, en ek sê vir waarmee ons besig is, en wat die Here op my hart gelê het, en ek sê vir hoor hierso, kan ek asseblief, ek sien die hoope halwe stene, kan ek asseblief van hierdie halwe stene kry by jou? Want dit is wat ek wil doen. Sy kyk my so, sy sê vir my, ek weet nie hoe kan jy vir my so ding vra, nadat ek jou nou net vertel het, van hoe dit werk nie. Sy sê, wanneer dit by dit kom, gee ek die beste.
toe gee sy vir my 'n klomp goed verniet. Daar het 'n hoop goed gelê, stene gelê, het gesê, kan ek daai verniet kry? Sê ek, as jy dit wil vat, kan jy dit vat, maar ek gee dit nie vir jou nie, maar as jy dit wil vat, kan jy dit vat. Maar daai klomp gaan ek vir jou verniet gee, en daai klomp sal ek vir jou teen kosprys gee. En ek stap daar uit, en die Here het net 'n amazing deur oopgemaak. Sy het my so gestig deur die getuienis wat sy met my gedeel het. Die vierde ene, die laaste ene. Die duiwel neem Jesus na die tempel se dak en sê dat hy moet afspring sodat God sy engele bevel sal gee om Jesus op die hande te dra. Hierdie is vir my baie interessant ook om dit sit. Hy vat, kom ons maak dit nou plaaslik, hy vat Jesus hier na Lewende Woord se dak toe. Dit moet nou baie geestelik hierso. Hy sê, spring hier af, Here sal sy engele bevel gee om jou te vang. Die duiwel quoteer die woord. Die duiwel quoteer die woord, né? Die duiwel ken die Bybel. Die duiwel ken die Bybel. Hy quoteer die woord. Maar God eer egter nie dit wat die duiwel quoteer nie, al is dit die woord. Ons is baie keer op 'n plek waar ons die woord quoteer. En ons dink nou die Here moet ons nou eer as ons die woord quoteer. Hoekom? En ek sit met die Here, ek sê, Here, maar U sê in U woord sal nie ledig na U terugkeer nie. Hy sê, ja, maar die duiwel het net die woord in hom gehad nie. Wie is die woord? Die woord is Jesus. God verwag van my en van jou om vol te wees van Jesus. En toe kom die vraag by my op, dis maar die vraag wat die Here vir my vra, is, hoeveel van dit wat ek quoteer, is bloot lippetaal, sonder backing, sonder substance. Met ander woorde, hoeveel van dit wat ek quoteer, het die krag van die Heilige Gees agter dit? Hoeveel van dit wat ek quoteer ek maar net in my goddeloosheid? Wat bedoel ek by goddeloosheid? Die woord goddeloos beteken vir my God los. Daar's situasies in my lewe waar ek weet ek is God los. En nou quoteer ek die skrif en dink die Here moet my red, omdat ek nou die Bybel soos 'n papegaai opsê. Maar ek is God los. Die Here verwag van my om in lyn te kom met hom, sodat hy sy woord kan back. So, die erkenning wat ek en jy aan God en sy woord gee, is ook die erkenning wat ek en jy van hom ontvang. God en sy woord is onlosmaaklik van mekaar. Dit help nie ek quoteer sy woord sonder hom nie. Daarom moet ek en jy op 'n plek kom, hierdie ene weet ek ook nie om hom saam te vat nie. Daarom moet ek en jy op 'n plek kom, waar ons vir die Here dankie sê, in alles wat hy vir ons doen. Dis goeie maniere, maar daar's 'n ander deel, waar ons vir hom by voorbaat dankie sê, vir iets wat hy nog nie gedoen het nie, dis geloof. Ek en jy moet dit doen. So, hoe doen ons hierdie ding? Hoe kom ons op 'n plek, waar ons navigeer, in hierdie moeilike situasies waarin ons sit? Hoe kom ons op 'n plek, waar ons karakter bou? Ek wil afsluit daarmee, Hebreërs 12:2. Hebreërs 12:2 sê die volgende, hy sê die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Jesus het die leidsman en die volëinder van geloof, het vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra en die skande verag. Ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons binne ons, wat is daai 4 vreeslike woorde? Binne ons rampe, binne ons onheil, binne ons toetsinge, binne ons beproewinge, met vreugde, dit kan verdra, omdat ons weet wat hy vir ons in gedagte het. Dis moeilik. Rejoice in your tribulation. Dis moeilik. Die Here wil hê, ons moet hom kan loof en kan prys, te midde van. En dit is 'n moeilike ding. Dis 'n moeilike ding, om te loof en te prys, terwyl jy by die graf van jou eie kind staan. My kind kraam oor 2 weke. Ek was daar om my kleinkind te begrawe.
En hoe ek haar en haar man sien jubel en juig het, te midde van die feit dat hulle kind dood is op 7 maande. Nadat hulle gepraat het en nadat hulle gejubel en gejuig het en nadat hulle getuig het hoe goed die Here vir hulle is, toe moet ek nou preek. Jy weet, Reinhard Bonke sê 'n interessante ding. Hy sê, die Here kan partykeer nie wag dat predikers kan klaar kry met hulle boring preke, sodat die Heilige Gees kan begin werk nie. En dit wat ek daar beleef het, is net amazing rondom dit. So ja, as jy die reguit pad wil loop, moet jy op 'n plek kom waar jy jou oë gefestig hou op Jesus, die leisman en die volëinder van jou geloof. Hier kom nou 'n paar spreekwoorde in 'n lampie. Jy kan nie draai in die bos loop nie. Want as jy dit doen, gaan jy of tussen die bome en die bas wees om die Here te dien, of jy gaan hoog in die takke wees, of jy mag bossies raak. Die Here sê, kom uit die bos uit. Kom op 'n plek waar jy my dien. Kom op 'n plek waar jy kan sien dat die doel van suffering is om gehoorsaamheid te leer en so karakter te bou. Hoeveel keer het ek nie al gesien waar mense die Here dien en as die Here nie deurkom vir hulle nie, dan wil hulle niks met hom te doen hê nie. Of hulle raak kwaad vir hom, of hulle vloek hom, of hulle verwerp hom. En dan het ek ander mense gesien met wie dit waaragtig sleg gaan. Maar as jy met hulle praat, hulle klou, hulle het 'n bull terrier mentaliteit. Daar waar hulle vasgebyt het, kry hulle kake nie oop nie. En hulle byt vas aan die Here. Maak nie saak wat gebeur nie. Dis soos Jakob by Bethel. Here, ek sal U nie los voordat U my nie geseën het nie. En dis wat die Here van ons verwag. Dis die karakter wat God van my en van jou wil sien. Want as ons daar deur is, niks hou aan vir ewig nie. As ons daar deur is, man, oh man, dan is daar 'n getuienis. Daar's 'n substance in my en jou lewe met betrekking tot geloof. So, Jesus het nie lyding as verskoning gebruik om God te minag en ongehoorsaam te wees nie. Ek wil vir jou vra vanoggend, wat dink jy, waar sou ek en jy gewees het as Jesus besluit het om ongehoorsaam te wees? Dan het hy al in die tuin van Getsemane uitgechicken en weggehardloop. Hy het gehoorsaam gebly. Ek wil afsluit met 3 vrae. Die eerste een wat by my opgekom het, is waarom is jy kwaad vir die Here? Waarom is jy kwaad vir die Here? Die Here sê, dis tyd om reg te maak. Of jy nou kwaad is vir hom of nie kwaad is vir hom nie, dit verander nie sy hart teenoor jou nie. Die tweede een is, waar loop jy in die bosse? Waar is jy tussen die bome en die bas? Waar is jy hoog in die takke? Waar het jy bossies geraak? Die Here sê, kom terug. Sit jou oë op my. Ek is die begin en die volëinder van alles. Kom terug. En dan wil ek vir jou heel laastens vra. Is dit moontlik dat jy jou beproewinge, al hierdie goeters wat ek nou gelees het, jou onheil, die moeilikheid, is dit moontlik dat jy dit vanoggend net uit 'n ander lig kan sien en sê, Here, dankie vir hierdie goed, want dis die goed wat karakter in my lewe gaan vorm wat ek nooit geweet het nie. Met ander woorde, dat jy nie op 'n plek is waar jy dit wil onder die jackskop en sê koebaai en weg, ek wil roomys eet nie. Maar dat jy dit net anderster sal sien en vir die Here sal sê, Here, ek is in hierdie ding, vorm my en maak my soos wat U wil. Dankie dat ek weet dat dit wel verby sal gaan. Maar dankie dat ek 'n beter mens hier gaan uitkom as wat ek was voordat ek hier ingegaan het. Kom ons sluit ons oë. Die Heilige Gees praat met jou en dan nooi ek julle om te kom jubel en juig hier na die land staan, hoor. Vader, dankie dat U ons roep om op te hou twyfel, Here, en op te hou vrees. Want dis wat ons verlam, dis wat ons terughou. Here, dankie dat ons vanoggend twyfel en vrees met geloof kan vervang. Dankie dat U ons seën, dat U ons behoed en bewaar, en dankie dat U Gees
elke dag met ons is. In Jesus naam.